Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op 'n yskoue Woensdagoggend. Ons lees verder uit Lukas 9 vanaf vers 57. Terwyl hulle op pad was, het iemand vir hom gesê: "Ek sal u volg, waar u ook al gaan." Maar Jesus het hom geantwoord: "Die jakkals het gate en die voëls van die hemel neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy kop kan neerlê nie." Vir 'n ander een het hy gesê: "Volg my." Maar hy het geantwoord: "Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe." En Jesus het vir hom gesê: "Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar jy gaan verkondig jy die koninkryk van God." Nog 'n ander een het gesê: "Ek sal u volg, Here, maar laat my toe om net eers van my huismense afskeid te neem." En Jesus het vir hom gesê: "Niemand wat sy hand aan die ploeg slaan en dan omkyk, is geskik vir die koninkryk van God nie." Geliefdes, wanneer ek en jy hierdie gedeelte lees, dan is my eerste reaksie, dit is dan baie harde woorde van die Here Jesus hier. Die eerste man, dit kan ek nog bietjie verstaan, nee. Jesus sê vir hom: "Onthou nou, jy kan my volg, maar dis nie 'n gemaklike pad wat ons op gaan loop nie. Ek het op pad Jerusalem toe en daar's nie eens 'n plek vir my om ordentlik te slaap nie. Hierdie gaan 'n moeilike pad wees. Hier is nie gerief en gemak op die pad nie." Die antwoord kan ek verstaan en ek kan met dit saamlees. Die ander klink half hard. As 'n man vra, kan ek net gou my pa klaar begrawe? Ek meen, dit klink nie vir my 'n onbillike versoek nie. Of iemand wat sê, laat ek net eers van my huismense afskeid neem. Ek moet laat my ouers gaan groet. Dit klink ook nie vir my onbillik nie. Maar hier is die konteks van hierdie teks. Jesus is op pad Jerusalem toe. Ons het gisteroggend gehoor, vasberade. Nee, hy is soontoe op pad. Daar's 'n dringendheid. Die goed loop nou vinnig op pad na die kruis toe. En hierdie, laat my eers. Jesus sê, daar's nie nou tyd vir dit nie. Jy moet my nou kies. Daar's nie nog tyd om, ek wil eers dit of eers dit, al is dit goeie goed, te doen nie. Dit gaan oor die absolute dringendheid van die eis, en dit gaan oor die hoë prioriteit van die koninkryk van God. Dit kom nou eerste. Alle ander goed is ondergeskik daaraan. Vriende, ons leef nou in 'n ander konteks, maar ek is nog steeds bang dat ons heeltyd nog vir die Here wil sê, laat my net eers, en wat ook al hierdie eers is. En dan vergeet ek en jy die dringendheid van hierdie oproep. En ek en jy vergeet ook dat alles in my lewe in diens staan van die koninkryk van God. Amen. Here almagtige God, baie dankie dat ons ook hierdie teks mag hê, dankie dat ons dit mag lees. En Here, help ons om hier getrou te bly en gehoorsaam te bly, tot eer van u heilige naam. Amen. Vriende, mag jy 'n baie mooi en 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.